Welkom terug hier by die kanaal De Rugby Guru en in vandag se video gaan kyk ons na die voorskou van die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die semifinaal natuurlik tussen Glasgow Warriors en die Bulle, as ook die tweede semifinaal tussen Leinster en die Stormers. Nou, ek het 'n bietjie vroeër in die week vir die van julle wat die derde helfte volg op 'n maandag aand hier op die kanaal het ek gesê ek dink die Bulle gaan wen as ook 'n Leinster, maar ek het intussen my kop verander en ek gaan sê die Bulle gaan hulle wedstryd teen Glasgow wen en dan het ek net so voorgevoel dat die Stormers wel dit gaan regkry om vir Leinster vandag te wen. So ek het nou al baie geleer dat ek my gut feeling moet voel en glo. So ja, ek het net daai gut feeling vandag dat die Stormers daardie wedstryd teen Leinster gaan deurtrek. Ek weet nie hoekom nie, maar ons sal nou so 'n bietjie deur die twee spanne gaan om te kyk waar die Stormers dit moontlik kan wen. Maar kom ons begin met die Bulle se wedstryd. Hulle skop natuurlik af teen die Glasgow Warriors eerste. So ons gaan nou gou daar na die twee spanne. In die agterste driehoek vir Glasgow, Josh McKay, Kyle Steyn en Kyle Rowe wat in fantastiese vorm is. Josh McKay wat hierdie jaar gewys het dat hy nie net 'n aanvallende speler is nie, maar ook solied is onder die hoë bal. Kyle Steyn wat skitterend was in hulle oorwinning oor Connacht. Hy bring daai ervaring, hy bring daai leierskap na die Glasgow span. En dan Kyle Rowe wat tans dalk die swak skakel in die agterste driehoek kan wees. Ek dink die Bulle gaan hom gebruik om hoë balle op hom te peper en dit gaan interessant wees om te sien of Kyle Rowe die mas gaan opkom. En as ons gaan kyk daar na die Bulle se agterste driehoek, Willie le Roux, Kurtley Arendse en Stravino Jacobs. Nou baie mense sal sê Stravino Jacobs mag dalk die swak skakel wees in die agterste driehoek vir die Bulle, maar ek het so 'n bietjie gaan loer na al ons span van die week wat ons uitgewerk het deur die verloop van die Verenigde Rugby Kampioenskappe en elke keer wat Stravino Jacobs gespeel het, was hy onder die geselskap vir die speler van die week. So Stravino Jacobs wat verskriklik baie gegroei het as 'n speler deur die verloop van die jaar en hy het dit gewys natuurlik in die kwartfinale toe hy verskriklik goed gevaar het. Hy het 'n 3 gedruk, hy het sy lyne goed gehardloop, sy verdediging was skerp en wat veral oplettend was sy vermoë om die hoë bal te jaag. En ons weet natuurlik dat die Bulle 'n tipe van 'n spelpatroon gaan volg waar hulle hoë balle in die lug skop. Emrys Papier se skopwerk van die loskram af uitstekend op hierdie stadium. En jy kan verwag dat Stravino Jacobs en Kurtley Arendse definitief gaan kompeteer vir daardie bal in die lug vandag. Dan Willie le Roux, soos ons altyd sê, ons weet nie wat se Willie opdaag op die veld op die dag nie, maar ek moet ook byvoeg dat die laaste paar weke Willie le Roux in fantastiese vorm was vir die Bulle en daardie skakel wat hy vorm tussen heel agter en losskakel, waar die Bulle soms baie aanvallende rugby speel en dan weer terugval na hulle voorspelers toe, is waar Willie le Roux goud werd is met sy ervaring, sy vermoë om die bal te versprei wanneer die span aanval is van die beste in die kompetisie. En dit gaan interessant wees om te sien of die Bulle een of ander tyd in hierdie wedstryd gaan probeer hardloop met die bal, want dit is waar Willie le Roux gaan uiters belangrik wees natuurlik vir hierdie Bullspan. As ons gaan kyk daar na die middelveld van Glasgow, Stafford McDowell en Sione Tuipulotu, dis 'n kombinasie wat op hierdie stadium nog nie regtig sy voete gevind het nie. Ons weet Sione Tuipulotu is 'n fantastiese speler, 'n fantastiese leier vir Skotland ook en hy kry meer voorvoetbal vir sy span as wat hy agtertoe gaan, maar daar is vraagtekens oor die vermoë van hierdie kombinasie en op hierdie stadium vir my het hierdie kombinasie nog nie regtig vrugte afgewerk nie met Stafford McDowell wat se vorm nie op hierdie stadium van die beste is nie. So ons gaan kyk na die Bulle se senterkombinasie van Kane Moody en Harold Foster. Foster is een van die mees konstante senters in die kompetisie gewees. Fantastiese verdediger, kry voorvoetbal. So die twee stryd tussen hom en Sione Tuipulotu, twee van baie van dieselfde tipe spelers en ek verwag dat hulle twee mekaar sal uitskakel. Kane Moody aan die ander kant het 'n wisselvallige jaar gehad tot dusver en 'n bietjie dieselfde as Stafford McDowell, maar ek glo tog dat Kane Moody se X-faktor wat hy bring na hierdie wedstryd toe dalk deurslaggewend gaan wees
in die stryd van die centers vandag. Dan as ons gaan kyk na die skakelpaar Dan Lancaster en George Horn vir Glasgow. Dan Lancaster het gewys deur die jaar dat hy 'n goeie losskakel is. Hy kan voorvoetbal kry, hy is 'n goeie taktiese skopper en die Bulle gaan moet versigtig wees veral vir hom en dan daai kombinasie van George Horn saam met Dan Lancaster. Aan die kant van die Bulle Embrose Papier die skramskakel van die Verenigde Rugby Kampioenskappe tot dusver. Alles waarna hy raak verander in goud op hierdie stadium en ek verwag dat hy weer eens 'n skitterende wedstryd gaan hê, veral met daardie skoppe van die losskram af, die manier hoe hy dit uitvoer en die ligtheid wat hy op die bal kry, gee hy sy agterlyn en sy voorspelers genoeg tyd om by die bal uit te kom en te kompeteer vir die bal. Dan aan die ander kant Handré Pollard wat 'n bietjie 'n lou warm seisoen het tot dusver, nog nie regtig uitmuntende wedstryd gehad het nie, maar een ding van Handré Pollard, jy kan op hom staat maak wanneer dinge moeilik raak. As hierdie gaan 'n tight wedstryd wees, gaan Handré Pollard die speler wees wat heel moontlik hierdie wedstryd vir die Bulle gaan kan deurtrek met sy taktiese skopwerk, met sy skopskoenpale toe. So ek verwag dat hierdie skakelpaar van die Bulle definitief hierdie Glasgow span onder druk gaan plaas vandag. En as ons gaan kyk na die voorspelers, die Bulle het die lostrio, hulle het die slotkombinasie en hulle het die voorry om vir Glasgow ore aan te sit vandag. As ons gaan kyk, Cameron Hannekom, Elrich Lou en Marcel Coetzee, fantastiese lostrio kombinasie. Cameron Hannekom wat sy vorm weer begin terugvind, voordat hy beseer geraak het, was hy uitstekend en seker die 8ste man van Suid-Afrika. So hy stadig maar seker om daai vorm terug te kry en ek dink die tweestryd teen hom en Jack Dempsey gaan uiters belangrik wees. Dit is waar die krag van Glasgow natuurlik lê, is by daai lostrio met Jack Dempsey, Rory Dodge en Matt Fagerson wat 'n groot rol gaan speel by die afbreekpunte. Jack Dempsey en Matt Fagerson wat twee baie goeie baldraers is, maar dan aan die kant van die Bulle, Elrich Lou en Marcel Coetzee staan definitief nie tweede as dit kom by baldra en verdedig nie. So ek dink die groot stryd gaan kom tussen Rory Dodge en Cameron Hannekom en of hulle daardie stryd by die afbreekpunte, wie gaan hom wen? En ek dink amper Cameron Hannekom gaan vir Jack Dempsey ore aansit vandag. Dan as jy gaan kyk na die slotkombinasie van Alex Samuel en Scott Cummings teen Roan Orkee en Roan Vermaak, soos Embrose Papier is Roan Orkee in die vorm van sy lewe en tans seker die beste slot in Suid-Afrika teen Alex Samuel en Scott Cummings wat nou nie regtig die wêreld aan die brand speel nie. So ek het nie regtig 'n bekommernis in daardie afdeling van die wedstryd nie. Roan Vermaak wat self baie goed bal dra, goed is op die verdediging, maar wat dit goed maak vir Roan Orkee is dat hy ook by die losspel betrokke raak. Ons het al hoeveel keer gesien hierdie jaar waar Roan Orkee weggebreek het met die bal in spasie. So hy is nie net 'n lynstaanwenner of 'n baldraer nie, maar hy is ook een van die spelers wat die wedstryd kan oopmaak vir die Bulle. Dan as jy gaan kyk na die voorry, Zander Fagerson, Gregor Huddleston en Patrick Schikkerling wat gaan 'n harde dag hê teen die Bulle se voorry, François Klopper, Johan Groblaar en Gerard Steenekamp wat heel jaar al fantasties is. Johan Groblaar wat amper elke week die span van die week gehaal het. So daar is net geen stryd daar by die voorry nie. Die Bulle behoort te domineer. Ek verwag dat hulle domineer en sodra die Bulle gaan begin voorvoetbal kry, dan gaan daardie agterlyn kan baljaar met daai skakel van Willie en Handré Pollard. So as jy gaan kyk na die plaasvervangerbank en dit is waar die sterkte van hierdie Bulspan lê. Marco van Staden, Jan Hendrik Wessels, Wilco Lou, Kobus Wiese, Jean-André Rudolph, Zach Burger, Stedman Gans en Nizan Kar, dan kyk jy na 'n superbench vir die Bulle teen 'n bank van die Glasgow, Seb Stevens wat nie baie ervaring het nie, Rory Sutherland en Sam Talakai, geen match vir Jan Hendrik Wessels en Wilco Lou nie, Jare Oguntubetu wat gewys het dat hy kan 'n speler van formaat wees, maar ek dink met Kobus Wiese daar op die bank, dink ek nie gaan hy regtig 'n kans staan nie. Ian Ferry, Sione Vailanu wat natuurlik ook gevaarmanne is, maar Jean-André Rudolph wat heel jaar skitterend was, hy gaan definitief daar in die tweede helfte daardie afbreekpunte
beheer en Nissan Kar wat ook op die bank is, gaan wanneer dinge begin los raak daar in die tweede helfte, behoort hy 'n sterk skakel vir die Bulle te wees. Jamie Dobie, Adam Hastings, Jamie Dobie wat terugkom van besering af, hoe goed hy gaan wees op die dag, dit is die groot vraag. Zach Burger op skramskakel vir die Bulle en Stedman Gaan soos ek genoem het, wat dalk 'n bietjie van 'n vraagteken is, maar Stedman Gaans wat hierdie jaar ook gewys het dat hy 'n bestendige speler kan wees, net so Zach Burger ook, en dan Adam Hastings, as die Bulle hom kan uitsny in die tweede helfte, dan behoort die Bulle hierheen deur te trek. Tuisvoordeel wat natuurlik ook 'n groot rol gaan speel vir die Glasgow Warriors. Ons weet dis baie moeilik om weg van die huis af te wen. Ek dink het ons in Suid-Afrika gespeel het hierdie Bulle die Glasgow span 'n pak slaaf van hulle lewe gegee, maar omdat dit daar op Murrayfield is, ook nie Glasgow se tradisionele tuiste nie, en ook natuurlik 'n grasveld wat dinge vir die Bulle gaan interessant maak. So ek wil sê dit gaan 'n baie taai stryd wees tussen hierdie twee spanne, maar ek dink die Bulle behoort op vorm en op papier behoort hulle die Glasgow Warriors te wen met tussen 5 en 10 punte. En soos ek genoem het, as dit by die huis was, sou die Bulle ver gewen het. Dan gaan loer ons gou daar na die wedstryd van Leinster teen die Stormers. En ek sit in top al heel week oor hierdie wedstryd. Soos ek gesê het, ek het maandag aand gesê, dink Leinster gaan net te sterk wees vir die Stormers, maar ek het net daai gut feeling van my het my meer kere al gehelp as wat dit my nie gehelp het nie. En ek het net so voorgevoel dat die Stormers hierdie wedstryd teen Leinster gaan wen. En kom ons gaan loer gou daar, hoekom dit dalk kan gebeur. Hugo Keenan, Jimmy O'Brien en James Lowe in die agterste driehoek vir Leinster nou. Ja, van die veld af insidente speel nie altyd 'n rol nie, maar in die geval van Leinster is daar baie ontevredenheid oor die manier waarop hulle verloor het teen Bordeaux in daardie finaal van die Champions Cup. En ja, baie mense wat beweer dat daar onrus is tussen die afrigtingspan en dan natuurlik James Lowe op die linkervleuel wat ook nie sy kontrak hernie het met Leinster nie. So gaan hierdie speler sy alles kan gee in hierdie semifinaal, gaan daar die onmin tussen die afrigtingspan dalk weer speel op die veld. Ek kan dit nie verseker sê nie, maar dit is faktore wat 'n rol kan speel daar. En natuurlik definitief nie gewys teen die Lions nie, maar soos dinge gebeur het hierdie week, kon daar baie veranderinge in die mentaliteit van hierdie spelers ook gewees het. Maar fantastiese spelers, Hugo Keenan teen Damian Willemse is 'n groot tweestryd, beide spelers wat die X-faktor bring. En ek dink tog Willemse op sy beste op die dag is nog steeds 2 keer beter as Hugo Keenan. Jimmy O'Brien teen Leland Zas wat heel jaar deur John Dobson geback is, en hy het gewys verlede week dat hy tog 'n faktor kan wees wanneer hy op sy beste is. So natuurlik elkeen van hierdie twee wedstryde, as daar net 'n tikseltjie dip in vorm van beide spanne, die Bulle en die Stormers, is vandag gaan hulle verloor en hulle gaan ver verloor. So hulle gaan moet geestelik op hulle beste wees om hierdie wedstryd te kan deurtrek. Wandisile Simelane wat skuif na die vleuel toe, en dit is dalk 'n bietjie kommernis vir die Stormers, maar hy bring daai X-faktor wat so belangrik is in 'n semifinaal soos die. Jy weet, hy kan dit maak of breek vir hierdie Stormers span daar op die regtervleuel, en ek kan nie wag om te sien wat tussen hom en Damian Willemse en Leland Zas kan gebeur hier, met die ervaring van Ruanel en Dan du Plessis in die senterkombinasie, die mees ervare Stormers senterkombinasie ooit, dink ek, as ek dit reg gelees het deur die week, teen Rico Ioane en Jamie Osborne. Nou, Rico Ioane wat natuurlik 'n fantastiese speler is, maar hy dra ook 'n baie Willie Leroux tipe kenmerk aan hom. Jy weet nooit wat 'n speler gaan opdaag nie. En as hy onder druk geplaas gaan word vandag, dan kan Ruanel en Dan du Plessis dit uitbuit, en 'n ou soos Damian Willemse en Leland Zas kan op die voorvoet kom. Dan nog 'n swak skakel vir my persoonlik in die Leinster span is tussen die skakelpaar met Jameson Gibson Park en Sam Prendergast. Ons het dit nou al soveel keer gesien
dat Sam Prendergast in die groot wedstryde uitmekaar uitval, en as die Stormers kan vandag die druk op Sam Prendergast plaas, en veral Paul de Villiers en Evan Roos, dan kan dit 'n lang dag raak vir Leinster, met die feit dat Harry Byrne op die plaasvervangerbank is, en nie in die beginspan nie, en ek sien hulle het ook gegaan met Jameson Gibson Park om te begin. Hy het die laaste paar weke van die bank af gespeel, Luke McGrath, wat in die vorm van sy lewe was, en ek dink daardie omskakeling kan dalk ook 'n rol speel in hierdie wedstryd. As ons gaan kyk na die skakelpaar van die Stormers, Imad Khan en Yuri Matee, wat 'n groot terugslag was vir die Stormers, was Sasha, en dit was een van die redes hoekom ek geglo het die Stormers sal dit nie maak nie, maar intussen het ek weer gaan wik en weeg oor Yuri Matee, en hy's eintlik die perfekte losskakel vir hierdie tipe wedstryd. Hy is nie 'n man wat probeer om oorgretig te speel nie. Hy gee die bal uit wanneer hy moet, en hy skop wanneer hy moet. So verwag van Yuri Matee om 'n groot rol te speel in hierdie wedstryd. Iemand wat kan namaak vandag vir hom teen 'n ou soos Jameson Gibson Park, en ek glo dat iemand sy uiterste beste gaan gee in hierdie verband. Dan as ons gaan kyk daar na die lostrio, Kalen Doris, Josh van der Vleer en Max Deegan teen Evan Roos, Ben Jason Dixon en Paul de Villiers. En net die idee van hierdie Stormers lostrio, Roos, Dixon en de Villiers, as die drie manne op vorm is op die dag, dan kan hulle klaar hierdie wedstryd vir die Stormers wen by die afbreekpunte alleen. Jy weet, so die vermoë van Evan Roos om iets uit niks uit te maak is daar. Paul de Villiers, wat ons weet gaan 'n paar balle steel op die grond vandag. En as jy regtig gaan kyk na die lostrio van Leinster, Josh van der Vleer, wat nie meer die jongste ou is nie, so hy is nie meer so beweeglik soos altyd nie. Max Deegan is nou nie regtig 'n naam wat jy oor slapelose nagte gaan hê nie, en Kalen Doris se vorm die laaste paar weke was nie op sy beste nie. So 'n geleentheid vir die Stormers om hierdie wedstryd daar by die afbreekpunte en by die loskrams dalk te wen, en ek dink dit is een van die redes dalk waarom ek gedink hierdie wedstryd kan swaai na die Stormers se kant toe. Ja, Connor Evans kom in vir die besering van Ruben van Heerden, en hoe groot daardie faktor gaan wees, sal ons slegs later uitvind. James Ryan en Joe McCarthy, wat natuurlik 'n fantastiese kombinasie is, maar ek dink tog die Stormers se voorhy wat die grondslag gelê het vir hierdie hele kompetisie, Neetling Forsie, Andre Geventer en Tuka Nkunu, wat elke liewe skram tot dusver stikkend geskram het, en die feit dat Tite Furlong nie speel vandag nie, behoort 'n groot faktor te wees in daardie voorhuis. So weer eens die Stormers soos die Bulle, wat ek voel die sterker vaste 5 het. Ja, James Ryan en Joe McCarthy kan ons dalk sê is 'n sterker kombinasie as Connor Evans en Andre Smith, maar daardie pak, daai voorry saam met die kombinasie van die vaste 5, behoort die Stormers sterker te wees. En dan as die lostrio opdaag vandag met Paul de Villiers, Ben Jason Dixon en Evan Roos, gaan die Stormers voorvoetbal kry en die ervaring gaan deurkom, en dan kan hulle hierdie Leinster span wen. As ons gaan kyk daar na die bank, ou soos JJ Kotse, wat 'n goeie bestendige speler is, Vernon Matongo, Zachary Porten, Salman Murat, Roan Ackerman, almal spelers wat die wedstryd kan afsny en klaar maak indien dit benodig word. Selfs Marcel Tennyson, wat gewys het deur die jaar dat hy 'n waardevolle speler is vir hierdie Stormerspan. En dan ja, die enigste groot vraagteken hier op hierdie stadium, Stefan Ungerer, gaan hy die mas kan opkom, en dan natuurlik Warwick Geland, wat hierdie jaar in skokkende vorm was, gaan hy daardie vorm kan herwin in 'n semifinaal wedstryd van die bank af. En dan as jy gaan kyk na die bank van Leinster, Gus McCarthy, Alex Usenhoff, Ribas Lemari, Darmond Mangan, Jack Conan, Luke McGrath, Harry Byrne en Gary Ringrose. Is daar 'n paar sterk spelers daar, maar niemand waaroor die Stormers regtig hulle moet bekommer nie. Alhoewel die odds teen die Stormers is vandag om te wen. Op enige ander dag sou ek gesê het Leinster sal die Stormers span wen, maar net daai voorgevoel wat ek het in terme van ek kan nie verduidelik daai gevoel wat ek kry nie, en soos almal my ken, ek is nie 'n Stormers ondersteuner nie.
ek ondersteun al ons Suid-Afrikaanse spanne wanneer hulle speel, maar dis nie dat ek 'n sagte plek het vir die Stormers nie. So ja, ek gaan my voorgevoel vertrou en ek dink die Stormers gaan hier 'n verrassing aftrek en daardie finaal gaan in Kaapstad gehou word. Laat weet my wat julle dink in die klets. Dink julle ek is mal, dink julle ek is reg? Dink julle my voorgevoel is heeltemal verkeerd of staan hierdie Stormerspanne kans en natuurlik onderskat ek nie dalk vir Glasgow en Leinster nie. Maar ja, tot volgende keer toe mense, groet ek van my kant af en ons sien weer in die volgende video. Totsiens.